Kom sê net vir Here hoe lief jy hom het. Here, ek het U lief, Here Jesus. I love you, Lord Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love your presence, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Prys die Here. Sê gou weer vir Here, ek het U lief, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Thank you, Father God. Alle eer kom U toe, Here Jesus. Ons loof U en ons prys U. Amen. Amen. Julle kan maar julle sitplekke neem. Henry, jy het nie 'n idee nie, my broer. Dit wat jy gesê het, ek stamp aan Hannes, ek sê, wat? Dis wat die Here op my hart gelê het, deur sy gees. Henry, alle eer kom die Here toe. Hy het reeds bevestig dit wat hy wil doen, dit wat hy wil sê. Julle, ons moet ons ore oopmaak. Want die Heilige Gees, die Here praat, maar ons moet gehoor gee, ons moet ons ore oopmaak, ons moet ons harte ontvanklik maak, ons moet ons ore oopmaak, vir dit wat hy vir ons wil sê. Prys sy naam, dankie julle, so gebless. Voor ek gaan begin met die prediking, dit wat ek vir Here op my hart gelê het, wil ek net vinnig vir julle herinner aan iets, want het is belangrik dat ons moet bly by die tema van die jaar, dit wat die Here wil doen. Ons tema is bou, en ons woord vir die jaar was uit Haggai 1, en ek wil julle net herinner aan een vers uit Haggai 1, en dit is wat nou aansluit met dit wat ek wil bedien vandag, deur die Here se leiding, is Haggai 1 vers 8, hy het gesê, go up to the mountain, bring down timber and build, so that I may take pleasure in it and be honored. Hy sê, gaan op in die berg, kry wat jy nodig het, bou, en dan eindig hierdie teksvers so, that I may be honored. Dat ek die eer en die verheerliking sal kry, that I may be honored. It's all about His glory, it's all about His honor, it's all about His praises, it's all about Him. Ons gaan vandag bietjie gesels oor die geestelike dinge, oor die geestelike dimensie. En dit moet nie vreemd wees nie, want Kolossense 3 vers 1 leer so mooi, ek gaan nou begin met die prediking, ek wil net vir julle sê, Kolossense 3 vanaf vers 1 sê so mooi, sê, if you have been raised with Christ to a new life, thus sharing in His resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasure that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Hy sê, as jy dan opgewek is om met Christus, deur sy kruisiging, nee, soek die dinge, aim vir dit, wat daar bo is. Ek hou van 'n ander vertaling, die Passion Translation sê, Christ's resurrection is your resurrection too. This is why we are to yearn for all that is above. For that's where Christ sits enthroned at the place of all power, all honor, all authority. Yes, feast on all the treasures of the heavenly realm. And fill your thoughts with heavenly realities. And not with the distractions of this natural realm. Hy sê, soek die dinge wat daar bo is. Hê jou oog gefestig op wat daar bo is. Aim vir dit. Yearn vir dit, soos hierdie vertaling sê. Ons kan nie net ons fokus hê op hierdie aardse dinge nie. Ons moet ons moet ons gedagtes gefokus hê op die geestelike dinge waar Christus is. Want dit was die hemelvaart wat ons herdenk het, donderdag, maar weet julle, ons is ook, die woord volgens Kolossense 3 vers 1, as ons wedergebore deelagtig geword het, is ons saam met hom opgewek, and we are seated with him in heavenly places, en ons moet van daaruit funksioneer. Ons is daar geposisioneer.
Al is ons hier op die aarde in ons vleeslike hoedanigheid, moet ons gedagtes gefokus wees op dit wat daarbo is. As ons kinders van die Here is, ons gedagtes moet daar wees. Prys die Here. So, kom ons maak ons oor toe dan bid. Ons Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie vir u kosbare woord. Here, dankie vir die voorreg om in u teenwoordigheid te kan wees, Here, en u te kan bedink. Here, in die geestelike ding, Here, u wil hê ons moet dink dit wat daarbo is. Ons moet ons gedagtes gefokus hê op u, Here Jesus, want daar is soveel meer. Here, help ons om te hoor dit wat u wil sê, Here, en help ons om in aksie oor te gaan, Here Jesus. En Here, ek bid dat u net hy sal vul met u heerlikheid. En dat u met elkeen sal praat, dit wat u in 'n gedagte het. Tot eer en verheerliking van u, Lord, that you may be honored. That you may receive all the glory and all the honor in Jesus' name. Amen. Nou, voor ek wil begin, wil ek net vir julle sê, soos wat ek in die woord van die Here is, kom ek agter, hoe ons Afrikaanse Bybel en vertalings, en selfs in 'n mate die Engelse vertalings, bietjie lig weeg teen die oorspronklike Griekse en Hebreëse tekste. Dit is jammer, want ons het nie regtig woorde om altyd te omskryf dit wat intentioneel bedoel is nie. En ek het dit goed gevind om vandag uit die Amplified Classic te lees, want dit gee bietjie meer woorde. Die Amplified Classic gee bietjie meer omskrywende woorde om die gewig van dit wat bedoel is oor te dra. Want omdat ons Afrikaanse teks bietjie it falls short. Dit val bietjie kort. So bly by my en kyk, want ek hou van dit gee meer woorde, dit gee net weer meer woorde aan dit wat die oorspronklike teks, die Grieks en Hebreëus wil sê. So bly by my, ek gaan dit vertaal, ek gaan dit verduidelik, maar kyk net hoe kosbaar en hoe mooi is die woord van die Here. So, vandag is my tema the priceless privilege. In Afrikaans sou dit wees die onskatbare voorreg. Onskatbare voorreg, the priceless privilege. En ek lees uit Filippense 3 vanaf vers 8. Jy kan gerus jou Afrikaanse teks oopmaak. Jy kan sien hoe sê dit. Jy kan verstaan, maar hoor wat sê die woord. Julle, hierdie afgelope tyd was ek so ingetrek in hierdie skrifgedeelte. Ek sê vir my seun in die kombuis, ek sê van weet jy wat dit voel soos 'n tornado wat my so optrek, en hy sê so, en jy so in die oog van die storm, jy weet. Dus, hierdie teksvers het my so gearresteer, maar kom ons lees wat skryf Paulus. Hy sê, yes. Furthermore, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege, the overwhelming preciousness, the surpassing worth, and the supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord, and of progressively becoming more deeply and intimately acquainted with Him, of perceiving and recognizing and understanding Him more fully and clearly. For His sake, I've lost everything and consider it all to be mere rubbish, refuse and dregs, in order that I may gain Christ, the Anointed One, and that I actually be found and known as to be in Him. Prys die Here, the priceless privilege. Jy sê, ek moet dit net weer lees, want jy moet dit net vang. Hy sê, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege, the overwhelming preciousness, the surpassing worth and supreme advantage. Daar's voordeel vir ons in, hè? Of knowing Christ Jesus my Lord, and of progressively becoming more deeply and intimately acquainted with Him, of perceiving and recognizing and understanding Him more fully and clearly. For His sake I've lost everything and consider it all to be mere rubbish,
in order that I may gain Christ, the anointed one, and that I may actually be found and known as to be in him. Priceless privilege. Nee, Paulus het hierdie openbaring. Hy was 'n man op hierdie stadium van groot aansien. Hy was 'n geestelike autoriteit. En hy sê, hy reken alles as waardeloos in vergelyking. Alles is waardeloos in vergelyking om Christus te ken en steeds hom beter te leer ken en om in hom gevind te wees. Die woord van God sê, we need to abide in him and him in us. We need to be found in him. Ons moet in hom wees. Nou, as ek bietjie kan agtergrond skets, Paulus hierso, hy skryf hierdie vanuit Filippi, dit is uit Romeine, en hierdie is 'n gebied wat baie waarde geheg het aan jou herkoms, aan jou status, aan jou kennis, aan jou welslaag, aan jou posisie. Daar was baie waarde geheg aan dit, Filippi. En hy skryf hierdie vanuit die tronk uit. Maar En hy was op 'n stadium 'n wetsgeleerder, hy het wet gehandhaaf, hy was 'n man van statuur. En hier skryf Paulus dit vanuit die tronk uit, maar hy is so in oorwinning. En hy het hierdie totale openbaring. En hy besef, vryheid is nie te vind in jou omstandighede nie, maar in verhouding met Christus. Dat niks wat ek en jy kan dink is belangrik vir ons nou. Niks kan vergelyk word om God se heerlikheid te kan sien en hom te kan ken en om in hom gevind te wees nie. Niks. Hy gaan eintlik so ver, hy sê, hy beskou alles anders as drek. Enige iets anders in vergelyking beskou hy as drek. Nou, dis baie interessant, want die oorspronklike Griekse vertaling sê hierdie waardeloos, hierdie rubbish, hierdie drek, nee, is die Griekse woord skybala. En weet julle wat beteken? Paulus is eintlik hier baie kras. Skybala beteken menslike uitskeiding. Hy sê ek vergelyk alles wat vir my sou belangrik wees, gelykwaardig aan menslike uitskeiding, as om God te kan ken, as om hom te kan raak sien. Hy is eintlik baie krasie, so hy sê dit soos drek. En hy het nogal rede gehad om te roem. Hy skryf self, Paulus in Filippense 3 vers 4 tot 6, hy sê, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. I was circumcised on the 8th day. Hy is van Israel, the people of Israel. He's from the tribe of Benjamin. He was a Hebrew of all Hebrews. As to the law, he was a Pharisee. As to zeal, a persecutor of the church. As to righteousness under the law, he was found blameless. Hy voel hy het nogal rede gehad om waarde te heg aan goeders. Maar hy sê hierso, he counted all as worthless in comparison of knowing Christ, this priceless privilege. Hierdie onskatbare, waardevolle voorreg om hom te kan ken. Nou, ek het bietjie gesoek, wat beteken priceless privilege? Ek wil bietjie meer woorde aan dit gee. Hoor hierso, wat beteken priceless privilege? 'n Onskatbare voorreg. Dit verwys na 'n onmeetbare, waardevolle geleentheid. Een of 'n voordeel wat so kosbaar is, dat dit nie in geldwaarde gemeet kan word nie. Dit impliseer 'n unieke, onvervangbare of diep betekenisvolle ervaring wat baie gekoester moet word. Dit is net bietjie woorde. It's priceless privilege. Jy kan nie dit meet aan 'n monetêre stelsel nie. Paulus skryf verder in Efesiërs 3 vers 8, hy sê, dit is so 'n eer vir hom om Christus te kan verkondig,
om sy oneindige, grenslose, onpylbare, onberekenbare, onuitputlike rykdom te kan verkondig. Is vir hom so 'n eer. Hy sê, he's boundless, fathomless, incalculable, and exhaustlessness of the riches of Christ. Hy sê, dit is so 'n voorreg. Kyk die woorde wat hy gee. What a priceless privilege. Selfs in Psalm 27 vers 4 skryf Dawid so mooi. Dawid het ook hierdie openbaring gehad. Dawid skryf, one thing I have asked. 'n ander vertaling sê, one thing I have craved of the Lord is that I will inquire for, and insistently require, that I might dwell in the house of the Lord, in His presence, all the days of my life, to behold and gaze upon the beauty, the sweet attractiveness, and the delightful loveliness of the Lord, and to meditate, and to consider, and to inquire in His temple. Hy sê, dit is wat hy crave, is to behold His beauty, om God se heerlikheid te kan aanskou, om in sy teenwoordigheid te kan wees. En ek seker Dawid sou ook sê, enigiets anders vergelyk hy ook met drek. Want as jy God se heerlikheid aanskou het, sy almag, sy aansien, die voordele, dit wat hy kan bied, dit wie hy is niks mooier nie. Niks mooier nie. Psalm 68 vers 19 het my ook vreeslik laat dink, nee, kyk hierso, dit sê, blessed be the Lord who daily loads us with benefits. The God of our salvation, Selah. Hy is so vol voordele, soveel onskatbare voordeel, om in God se teenwoordigheid te kan mag ingaan, en om hom te kan leer ken, and to be found in him, and to be more deeply acquainted, to be more acquainted with him. Wat 'n voordeel. Maar ek wil vir julle sê, ek hoor iemand sê iets van Selah, en ek gaan soek dit op. Weet julle, as jy net weer een kan teruggaan, Selna, daai teksvers in Psalm 68 vers 19 sê Selah. Weet julle wat beteken Selah? In die nuwe vertalings haal hulle dit sommer uit, maar weet julle die woord van God is so intentioneel. Elke woordjie is so intentioneel geskrywe. En toe ek agterkom wat beteken Selah, het dit my so gebless. Want wat dit beteken, ek gaan dit nou vir julle lees, is dit beteken wag net so 'n bietjie, just pause and consider what you read. Soos die skrywer sê, wait, what? Just meditate on this. Just praise the Lord. Just let it sink in. Just consider what's just been said. He loads us with benefits. So, Selah beteken, jy kan dit self gaan opsoek, to pause, reflection, to praise. It's like a sacred breath. Jy gaan so, what? So jy het hierdie revelation. It invites readers to stop and to think and to praise and to pause and to consider the spiritual weight of the text. Dit beteken, dit nooi jou in om net so bietjie te mediteer oor wat nou net gesê is. Dit staan ook kom ook in Habakuk voor, baie in Psalms, Selah. In die Afrikaanse ou vertaling, 53 vertaling staan dit, die ander het dit uitgelaat. En dit is nogal hartseer, want dit sê, just let it sink in. Just take a moment. Mediteer net bietjie oor hierdie gedeelte. Hy sê, ons moet die geestelike gewig van hierdie teks verstaan. Nou, Paulus het 'n totale openbaring gehad van God se heerlikheid. Maar weet julle, dit was Jesus se gebed self. As ons in Johannes 17 kyk, vers 24, dan bid Jesus Christus self. Hy sê, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am.
that they may behold my glory, which you have given me. Hy sê, my gebed is, dat hulle sal weet waar ek is, en dat hulle my heerlikheid sal aanskou, dat hulle sal sien wie ek is, soos David sê, to behold my beauty, to behold my glory, om my heerlikheid te kan aanskou, want dan gaan hulle besef, daar's niks in vergelyking met dit nie, niks kan vergelyk nie, niks wat jy dink is belangrik, niks wat jy sou sien op hierdie aarde is belangrik, is waardevoller, as the priceless privilege, die onskatbare waarde, om Jesus Christus te ken, en op 'n plek te kom waar hy sy heerlikheid aan jou openbaar, waar jy kan sê, Sela, just wait a minute, just, I take it all in, Lord, I see you, I see who you are, I see your love. Hy het vir Petrus gevra, Petrus, who do you say I am? Hy sê, Petrus, Lord, you are the Messiah, the Son of the living God. Dat jy ook, as hy vir jou vra, who do you say I am? Dat jy openbaring sal hê van sy heerlikheid. Sal kan sê, maar ek weet, dis wie hy is. Ek lees iets hier raak, 'n skyfie, dit sê, sommer net so 'n quote, the world needs believers who don't just quote Christ, but know Christ. Dis baie wat kan quoteer. But you need to know him. You need to have a revelation of who he really is. Julle weet, het was so goddelik, Henny het verlede Sondag bietjie aan dit geraak, hy het net so geraak in die worship. En julle, ek weet, ons moet ons ore oopmaak, die Here praat met hierdie gemeente. En ek was besig om hierdie al vir 'n geruime tyd te bedink. En hy het dit ook genoem, hy sê in Matteus 27 vers 51, julle weet, die oomblik toe Jesus aan die kruis sterf, toe die voorhangsel van die tempel geskeur, nee. En ons weet, op daardie stadium het hulle aanbid in die tempel, en net die priester kon in die allerheiligste ingaan, daai spesiale teenwoordigheid van Jesus, van God. En toe die voorhangsel skeur, toe nooi dit ons almal in, dit gee vir ons almal toegang tot die allerheiligste, tot God se spesiale teenwoordigheid, om reg in sy teenwoordigheid te kan en mag instap. Nou, daardie skeur in Grieks beteken skyzo, en weet julle wat dit beteken, so 'n geweldige skeur, so, dat niks dit kan weer herstel nie. Jy weet, dit beteken a violent tearing or rending. En God het bedoel dat dit nooit weer sal toegaan nie. Jesus Christus het so 'n pad oopgemaak, dat ons in sy teenwoordigheid kan inbeweeg, nee, so. Where we can behold his glory. We can behold his glory, waar sy heerlikheid kan aanskou, waar hy vir ons 'n openbaring kan gee van wie hy werklik is. En ek sê vir jou, as jy by so 'n plek is, dan wil jy in sy teenwoordigheid wees. Jy kan nie in sy teenwoordigheid wil wees nie. Jy kryf dit. Jy kryf daai heerlikheid. Jy kan nie wag dat hy meer van sy heerlikheid aan jou openbaar en vir jou wys nie, want dit is glorious. Maar baie van ons staan nog hier buite. Die voorhangsel het geskeur, maar ons staan nie buite. Ons gaan nie in nie. Ons gaan nie in sy heerle. I crave, I yearn for the things which are above, where you are seated. I need you to show me your glory, soos Moses gesê het in Exodus. Moses het gesê, Here, wys vir my u heerlikheid. Ek wil dit sien. Show me who you are. Maar weet julle, dis hier die ander kant, dis in die allerheiligste. Dis nie aan die buitekant nie. En hy nooi ons in hierdie tyd. Hy sê, come up to the mountain. Bedink die dinge wat daar bo is, waar God sit, en waar jy is onderstel, as jy saam met my gesterf het, opgevaar het, om saam met my te sit, we are seated with him in heavenly places, we are supposed to be operating from heavenly realms,
Ons is veronderstel om vanuit hemelse terreine af te opereer, nie van die aardse dimensie af, waar ons net gefokus op die aardse goed en gestel is op die aardse goed en dit wat op die aarde is vir ons belangrik is en dit wat ons Paulus het daai openbaring gehad, gesê niks kan vergelyk om die heerlikheid te aanskou nie, niks. En daar is 'n uitnodiging. Hy wil sy glorie aan my en jou openbaar. Hy wil ons trek in 'n dieper verhouding met hom. En ek glo dit is die plek waar God wil hê ons moet wees as kind van die Here, want dis waar ons toerusting gaan kry. Dis waar hy ons geestelike onderskeiding gaan gee. Dis waar hy ons gaan versterk. Kyk hier, so ons lewe nie meer in normale tye nie. Dis baie ander dinge wat gebeur. En die woord was baie sterk die begin van jaar. Come up to the mountain, op. Bedink die dinge wat daar bo is. Yearn for that. That's where you're going to receive everything. Maar kom ons gaan aan. Paulus skryf verder in Efesiërs 3 vers 19, hier is sy begeerte, hier is sy gebed, hy sê, that you may really come to know, practically through experiencing it for yourself, nie net die pastoor nie, dat jy vir jouself kan ervaar, the love of Christ, which far surpasses mere knowledge, without experience, that you may be filled through all your being, unto all the fullness of God, that it may have the richest measure of the divine presence and become a body wholly filled and flooded with God himself. Hy wil ons met 'n liggaam wees wat gevul is, flooded. Hy sê wees vervul met die Heilige Gees. Wees vol van die Heilige Gees. We must be flooded. Ek hou van dit. Flooded with God himself. Dis Paulus se begeerte. Dat jy vir jouself kan agterkom. Dat jy self moet ontdek. Dat jy self sy heerlikheid aanskou. En dat jy self tot daai openbaring kan kom, wat jy sê, maar niks vergelyk met dit nie. Daar's niks heerliker, daar's niks mooier, daar's niks groter. Al die dinge wat ek dink is belangrik, al die klein goedjies wat my omstoot, niks is belangriker as om God se heerlikheid te kan aanskou nie. En to be found in him, om in hom gevind te wees nie. Nou, hoekom vind ons onsself nog in die agterkant van die voorhangsel? As hy so geskeur het, as God die dierprys betaal het, Jesus Christus aan die kruis die dierprys betaal het, God se prys was om sy seun te gee, nee, maar Jesus Christus die diereprys betaal het, dat ons kan toegang hê, maar ons staan nog aan die buitekant, ons dien God nog van ver af. Hoekom? En ek dink baie keer ons voel ons is nie goed genoeg nie. Ek dink die probleem is ons dink, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie heilig genoeg nie. Ek verdien dit nie. Daar's nog daai ding in my lewe of daar's nog daai ding in my lewe of ek is nog nie reg om dit te kan doen nie of ek sal volgende jaar of ek moet eers my sake uitsorteer met die Here en dan sal ek. Maar dis 'n leuen van die vyand soos Christia sê. En ek wil graag vir julle 'n gedeelte wys in Sagaria 3. En hierdie is 'n heilige gedeelte. Ek is nou al lank besig met hierdie geskrifgedeelte, maar dit is so goddelik. Dit is so goddelik. En elke keer as ek dit lees, dan voel ek hoe die Heilige Gees praat, maar ek wil julle eers 'n agtergrond skep oor wat hier aangaan. Is Josua is die hoofpriester, Sagaria is 'n profeet en hy het 'n visie van Josua. Nou, voor Jesus se kruisiging en voor Jesus se geboorte, moes die hoofpriester in die bresse tree vir die volk se sonde. Hy moes in die allerheiligste ingaan. Hy was die alleen ene wat kon, hè? En Sagaria het 'n visie van Josua die hoofpriester, wat na God se teenwoordigheid toe gaan. En wat hy sien is,
die duiwel, die aanklaer wat aan die regterkant staan. En in die Joodse regstelsel staan die aanklaer aan die regterkant. En die woord van God is duidelik, hy sê in Openbaring 12 vers 10, ek het dit nou nie op die bord nie, maar Satan is the accuser of the brethren, hy is die aanklaer. En dit sê sover, hy kla dag en nag aan. Nee. Maar wat gebeur is, Josua kom na God toe, om in sy teenwoordigheid te mag inkom. En die duiwel kom staan en hy kla aan, maar die engel van die Here is ook daar. En Jesus Christus self staan ook daar, en wat gebeur is, hy vervloek die duiwel, hy spreek die duiwel aan, en ons lees ook in Maleagi 3 vers 11, he's the rebuker of the devourer, hy is die een wat die aanklaer vervloek. Jesus Christus, wat die engel van die Here is, vervloek Satan. Nee. En wat gebeur is, die engel van die Here kom, en hy haal vir Josua, hy haal sy vuil kleed af, en hy trek vir Josua 'n skoon wit kleed aan, en hy sit vir Josua 'n nuwe kopbedekking op. Nou, die kleed profeties praat van jou werke, en ek wil vir julle sê, niks van ons werke, wat ons doen, kan vir ons toegang bewerk tot in die allerheiligste nie, want ons gaan altyd kort val. Dis reeds vir ons bewerk deur die kruis, nee. En hy sit vir hom 'n nuwe kopband op, 'n turban. Nou die oorspronklike vertaling sê 'n diadem, dit is 'n kroon. Hy sit 'n nuwe kopbedekking op vir Josua. Nou 'n kopbedekking profeties beteken gee vir jou nuwe status, gee vir jou nuwe identiteit. En hy sê vir Josua, now you may enter. And hy sê, you can come into my presence and dwell in my courts. En dis wat Jesus Christus vir ons bewerk het. Maar kom ek lees vir julle die teks, want dit is so heilig. Then the guiding angel showed me Joshua, the high priest, who represents disobedient, sinful Israel, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at Joshua's right hand to be the adversary and to accuse him. Nou ons wil baie keer, die duiwel kom en hy kla aan, hy sê, jy is nie goed genoeg nie, jy het nog bietjie daai sonde, jy is nog bietjie gefokus op daardie goed, jy bid nog nie elke oggend 5 uur nie, jy is nog nie goed genoeg om in my teenwoordigheid te kan ingaan nie, nee, dis wat die duiwel doen, dis sy werk. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan, even the Lord, who now and ever has chosen Jerusalem, rebuke you. Is this not a log snatched and rescued from the fire? Ons is gered. Now Joshua was clothed with filthy, nauseating, vile garments, and was standing before the angel of the Lord. And then he spoke to those who stood before him, saying, remove his filthy garments from him. And he said to Joshua, see, I've caused your wickedness to be taken away from you, and I will clothe you, and I will beautify you with rich robes of forgiveness. And Isaiah said, let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him with rich garments. And the angel of the Lord stood by. And the angel of the Lord solemnly and earnestly admonished Joshua, saying, thus says the Lord of hosts, if you walk in my ways, that is, remain faithful and perform my service, then you will also govern my house and have charge of my courts, and I will give you free access to my presence among these who are standing here. En verder gaan hy aan en hy praat van 'n tak wat gaan kom, die Messiah wat gaan kom vir die redding. En wat my so opgeval het in hierdie teks is dit wat Jesus Christus vir ons doen as ons na hom toe gaan. Julle weet, in die Onse Vader leer hy vir ons hoe om te bid. Hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hy gaan verder sê, vergeef ons ons sondes, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Henry het ook dit genoem. Hy leer ons, hy geef ons 'n blou druk. Jy weet, die disippels het vir Jesus dopgehou.
En die teks sê nêrens, hulle het vir hom gevra, Here, leer ons hoe om te profeteer nie. Of Here, leer ons hoe om duiwels uit te dryf nie. Of Here, leer ons hoe om te preek nie. Wat vir hulle opgeval het, en wat vir hulle so aanneemlik was hoe hy gebid het. Hulle het gesê, Here, leer ons hoe om te bid. Want hulle het gesien, alles vloei vanuit daai salwing uit, van sy binnekamer, dit wat daar gebeur, wanneer hy op die berg gaan en bid tot sy Vader wat in die hemel is. Hulle het dit aanskou, en hy sê vir hulle, so, my Vader wat in die hemel is, jou oog gefokus op dit wat daarbo is, hy leer vir hulle hoe om te maak. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, en dan sê hy, vergeef ons sondes, soos ons skuldenaars vergewe. So wat moet ons doen? Ons kom na Jesus Christus toe. As ons in sy teenwoordigheid wil ingaan, ons wil sê, Here, wys my u heerlikheid. Sê, Here, vergeef my sondes. Was my met u bloed. Wat hy dan doen is, he rebukes the devourer, wat iets oor jou te sê wil hê. Wat hy doen is, hy kom sit vir jou skoon kleed aan. Hy haal die ou ene af. Sit vir jou nuwe kopstuk op, wat praat van identiteit en status, en hy sê, now you can enter. You have free access. Jesus Christus het klaar die prys betaal. Weet julle wat beteken? Toe Jesus aan die kruis gesterf het, hy het gesê, dit is volbring. Maar weet julle wat beteken dit werklik? Tetelestai, weet julle wat beteken dit? Paid in full. Ons tekste sê, dit is volbring, ek het my werk klaar gemaak, dis dit. Maar wat dit eintlik beteken is, ek het klaar alles betaal. Ek het betaal dat jy in my teenwoordigheid kan ingaan. Ek het klaar betaal dat jy oor verby die voorhang sal kan stap. Dat jy kan intree, daar waar ek is. Dat jy my heerlikheid kan aanskou. Dat jy kan wandel hier in my teenwoordigheid, in hemelse plekke. You've got free access. Maar ons moet net na hom toe gaan. Jy weet die verlore seun, toe hy teruggaan na sy pa se huis toe, wat doen sy pa? Sit vir hom 'n nuwe kleed op. Nee. Hy sê, vergewe my. Ek sal eerder 'n diensknegt in die huis wees, as om buite te staan. Openbaring 3 vers 5 ook, hy sê ook, hy sit 'n skoon kleed aan. Laat my dink aan die een in Openbaring 13 vers 8. Hy sê, kom net na my toe, kom net na my toe, kom net na my toe, kom hier waar ek is. Laat ek, en dan sê Here, vergewe my sondes, was my. En jy maak 'n ommekeer, en Jesus Christus, wat doen hy dan? Hy sit vir jou skoon kleed op, nuwe kopstuk, en hy sê, kom maar in, jy mag maar inkom. Hy sê so in Openbaring 3 vers 18, I counsel you to buy from me gold, refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Ek dink ook om te kan sien sy heerlikheid. En hy sê, hy is die deur, Johannes 10 vers 9 sê, hy is die deur. Hy sê, I am the gate, hy het reeds betaal, hy het betaal dat jy kan toetree, ons moet na hom toe gaan, ons moet sê, Here, vergewe my sondes, was my met die bloed, Here, ek het 'n nuwe kleed nodig, 'n nuwe kopstuk nodig. Hy sê, I am the gate, whoever enters through me will be saved, they will come in and go out and find pasture. Hulle sal inkom en uitkom, en groen weining vind. I've got everything you need, is in my presence, everything you wish for, everything you long for, everything, and it's nothing in comparison that this world can offer. Dis soos drek, die wêreld, wat die wêreld kan offer. Pastoor Anton Legrand het so mooi gesê, daardie deur, sy Griekse woord is delet. Dit beteken toegang tot die geestelike dimensie. Hy is die toegang tot die geestelike dimensie. Hy is die toegang tot die allerheiligste. Hy is die toegang tot daar waar Jesus Christus self is, in sy soete teenwoordigheid. Nou, ek wil vir julle iets sê, iets baie spesiaals, en ek voel ek wil dit met julle deel. Jy weet, Josua 1 vers 8 sê, ons moet God se woord mediteer. Ons moet mediteer oor God se woord, né? Ons moet oor dit nadink. Nou, daar's verskillende maniere hoe ons kan mediteer oor God se woord. Ons kan een teksversie vat, en daaroor dink kort, jy weet, en dan toelaat dat die Heilige Gees vir ons openbaring gee van daai teksgedeelte.
Of ons kan 'n diepe studie maak oor ietsie. Dis ook hoe om te mediteer oor die woord van die Here, né? Om sy Susela te gaan opsoek. Wat beteken dit nou regtig? Maar weet julle wat het ek gevind? Wat vir my baie ware toe hoe ek mediteer oor die woord van die Here is, ek plaas myself in daardie teks. Soos daar by die blinde Bartimeus, waar Bartimeus geroep het, Lord have mercy on me. Ek het my al gesien in daai situasie waar ek uitroep en sê, Jesus, son of David, have mercy on me. Ek het my alself gesien as blinde Bartimeus. Ek het my alself gesien as die disipel wat Jesus se voete was, Petrus. Toe Jesus Petrus se voete wil was, toe sê Petrus, Here, U kan nie my voete was nie, ek moet U sinne was. Toe sê Petrus, as ek jou voete nie was nie, kan jy nie deel wees van my nie. Toe sê Lord, but then wash everything, wash. En toe sê die Here vir hom, ek het nie nodig om alles te was nie, jy is reeds tot bekering, ek het net nodig om jou voete te was. Daar waar jy gewandel het vandag, dis hoekom ons na hom toe moet gaan, is Here, was my. Vergewe my sondes, soos ek ook my skuldenaars vergewe, en dan kan ons toetree, dan sit hy 'n skoon kleed aan, en 'n nuwe kopbedekking, nê. Ek het myself gesien as die vrou, wat die olie oor sy voete uitgooi. Ek het my in daai teks ingeplaas. Maar weet julle wat? Ek het so goddelike ontmoetings die afgelope tyd, ek plaas my in Sagaria 3. Kom na sy teenwoordigheid, ek wil binne die voorhangsel ingaan, ek wil verby beweeg. Ek sê, Here Jesus, hier is ek. Ek staan by die deur. U sê, as ek U soek, sal ek U vind. Vergewe my sondes. Was my met U bloed, as ek vandag teen U gesondig het. Here, was my voete, want ek wil deel wees van U. En dan sien ek in my geestelike oë hoe hy kom en hy sit vir my skoon kleed aan. Ek sê, Lord, according to Zechariah 3, you put a clean white robe on me. En ek sien hoe sit hy vir my nuwe kopstuk op. En hy sê, nuwe status, nuwe identiteit. Dan sien ek hoe hy sê, nou kan jy inkom en ek tree toe. En ek sê, Here, wys vir my U heerlikheid. Show me your glory, Lord. Nee? Hy sê in Efesiërs 3 vers 19, en dan sal ek sommer hierdie, nee, ek is nou een terug, dan sê hy in, ek is nou een vooruit, dan sê hy in Hebreërs 4 vers 16, Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us as sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help coming just when we need it. Dan sien ek, Here, hier kom ek, na ek gesê, wys my U heerlikheid. Dan sê ek, Here, U sê ek kan met vrymoedigheid U troonkamer betree om genade te ontvang vir my sondes, maar ook, Here, om alles te kry wat ek nodig het vir vandag. Here, ek het nodig, ek het wysheid nodig vir die situasie. Here, ek het nodig U my kind beskerm en behoed en bewaar wat op die pad is. Here, ek het nodig, hy sê, kom na my toe, met vrymoedigheid, en kom kry alles wat jy nodig het hierso by my, in die allerheiligste. Hy sê hierso oulik, hy sê dit vreeslik oulik, die spesifieke hulp, op die regte tyd, net wanneer jy dit nodig het. Appropriate help, well-timed help, coming just when we need it. Dan sê ek, Here, U sê, ek kan met vrymoedigheid kom, Here, ek het hierdie nodig. En dan wag ek in sy teenwoordigheid. En dan sien ek in my geestelike oë, hoe hy vir my goed gee. Sometimes strength, when I'm tired. Ek sien hoe, ek het al visies gesien, hoe hy vir my goede wys. Uit een dag wys hy vir my, ek sien sy hand wys na my woord toe. En ek sê ook, Lord, do you want me to read, to open my Bible? En ek maak my woord oop op 'n ander plek, en hier begin hy vir my praat, en hy gee vir my wysheid. Ek sê, thank you, Lord. You just wanted me to open my word.
So ek gebruik hierdie as 'n manier om in die allerheiligste te kan ingaan. Ek gebruik sy skrif, ek plaas myself in die teks. Ek sien hoe ek na hom toe gaan, hoe ek vra, Here, was my voete. I've been here and there and it defiled me, I feel dirty. Ek het gister 'n baie lelike ongeluk aanskou waar 'n voetganger doodgery is. En dit gevoel het, ek was so hartseer, sleg. Dis daai trauma om dit net te sien. Ek sê, Here, was my, Lord, that image, I need you to wash me, where my voete, ek was daar gewees, Here, ek het daar gewandel, ek het dit gesien, en het was nie lekker nie. Was my van dit. Want ons wandel elke dag, ons voete praat van ons geestelike wandel, ons het nodig om toe te gaan. Hy sê, dis hoe hy ons leer, ons Vader wat in die hemel is, en dan sê hy, vergeef ons sondes, ons het nodig om dageliks om toe te gaan, dat hy vir ons 'n skoon kleed aantrek, nuwe kopstuk, sodat ons sy teenwoordigheid kan toetree, maar ons dink ons is nie goed genoeg nie, maar niks wat ons gaan doen, gaan ons goed genoeg ag nie, dit is net alreeds deur hom bewerk, hy is die deur, maar hy sê ons kan met vrymoedigheid na sy troonkamer toe gaan, vrymoedigheid, maar ons staan aan die buitekant. Nog 'n rede hoekom ek dink ons staan nog aan die buitekant, hoekom ons bang is, ons is net onwillig. Ons is net onwillig om op die berg te gaan. Ons ander ding is nog vir ons bietjie belangriker. Ons het nog nie 'n openbaring gehad wat Paulus gehad het, wat niks kan vergelyk met dit nie, niks, om sy heerlikheid te kan aanskou nie. Hy sê in Matteus 23 vers 37, hy sê, Jerusalem, 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 you who kill the prophets and stone those who send you. How often have I longed to gather your children together? Hy praat nou van die volk Jerusalem, die kinders van Jerusalem. I long to gather you together as a hen gathers the chicks under her wings, but you were not willing. Ons is baie keer net nie bereidwillig nie. Hy sê, ek het 'n begeerte, ek smag om julle nader te trek na my toe, daar waar ek is. Ek trek julle, maar julle is net nie bereid nie. Ek wil jou by mekaar maak, soos sê jy, kyk eens by mekaar maak onder my vlerke. Maar jy is net nie bereid nie. God sal hom nooit op ons afforceer nie. He invites us to enter. Hy nooi ons om nader te kom. Hy nooi ons dat die voorhangsel is klaar geskeer. Ons moet net ingaan en ontvang alles wat hy vir ons wil gee. Sy heerlikheid, sy liefde, sy wysheid, alles wat ons nodig het vir hierdie lewe. Ek het so wyle terug, deur die nag, al 'n hele rukkie terug, hoor ek hierdie woorde in my gees, I am drawing. Die hele nag deur, dan staan ek op en gaan in ek badkamer toe, kom ek terug en voor ek in my gees, I am drawing. En toe ek wakker word, toe besef ek, maar daar's 'n teksvers. Die teksvers is in Johannes 12 vers 32, hy sê, and when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Hy sê, ek trek julle, maar dit is wat ek mee besig is. Ek trek my kinders nader na my toe. Ek wil hê hulle moet weet waar ek is. Ek wil hulle my heerlikheid wys. Ek wil vir hulle laat hulle my heerlikheid, want dan gaan hulle besef, niks kan vergelyk met dit nie, niks nie. Niks wat jy dink is belangrik of lekker of prysenswaardig kan vergelyk met die heerlikheid om in God se teenwoordigheid te kan wees en om sy heerlikheid te kan aanskou nie. Niks nie. Ek het nou 'n teksvers geskiep, selfs as jy net gou kan terugvat soontoe. Hebreërs 10 vers 19, en hier sê dit presies, net so, hierdie hele prediking van my, hier sê dit alles vas. Hebreërs 10 vers 19, kyk wat sê dit. Dit sê, therefore brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place, by the blood of Jesus, hy is die deur, by a new and living way, he opened for us through the curtain that is his body. And since we have a great
priest over the house of God. Let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Hy sê, hy het dit gedoen. Ons kan met vrymoedigheid gaan. Die voorhangsel is oop. Ons kan sy teenwoordigheid betree. Hoekom? Deur die was. Hy het vir ons 'n skoon kleed opgesit. Deur Jesus Christus wat die weg gemaak het vir ons. Hierdie hele teksvers sê dit heeltemal presies, nê. Nou ek wil graag eindig met 'n gedeelte uit Jeremia 9. Die profeet Jeremia skryf hierso. En hy sê presies dieselfde ding. En ek wil hiermee eindig. Hy sê, thus says the Lord, let not the wise and skillful person glory and boast in his wisdom and skill. Let not the mighty and the powerful person glory and boast in his strength and power. Let not the person who is rich in physical gratification and earthly wealth glory and boast in his temporal satisfactions and earthly riches. But let him who glorifies glory in this, that he understands and knows me personally and practically, directly discerning and recognizing my character. Jesus Christus wil jy moet sy karakter verstaan. And that I am the Lord who practices loving kindness, judgment and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. Hy sê ons moenie dink ander dinge is belangrik nie. Ons rykdomme of ons fisiese krag of dit waarop ons kan roem nie. What we should glory in is in him, in who he is. Ek het so 'n bietjie gaan oplees oor this highest privilege, hierdie priceless privilege en ek eindig met hierdie gesegde, dit sê the final truth stands clear. To know Christ is the believer's highest privilege, deepest pursuit and most eternal reward. The priceless privilege is not measured in possessions. Salda, kan jy gou aanskuif, is by die laaste skyfie. Daar sê, to know Christ is the believer's highest privilege, deepest pursuit and most eternal reward. The priceless privilege is not measured in possessions or position, rather in proximity, the closeness of relationship with the Savior. Sal jy gehoor gee as hy jou trek? Kan ons as 'n gemeente nie meer buitekant staan nie, maar toetree? Sal jy die een wees wat sê, Lord, I am willing, I'll do that? Ek sal deur u gaan, u het die weg oopgemaak, u die prys betaal sodat ek kan ingaan, net soos ek is. Ek wil net na u toe kom om 'n skoon kleed te kry, vergifnis te kry van my sondes. Skoon kopbedekking, dan sê u, kom in. Jy kan met vrymoedigheid in my troonkamer ingaan en kom kry wat jy nodig het. Ons moet net bereid wees. Ons moet baie mooi gehoor gee van dit wat die Here sê, want hy het al begin laas Sondag praat deur Henny. Hendro het dit bevestig. Die woord is voorberei vir julle. Van die begin van die jaar af, wat ons gaan nodig hê vir hierdie jaar, vir dit wat gaan kom, is in die allerheiligste. Is nie buite sy teenwoordigheid nie. Hom in ons, hy in ons en ons in hom. Om te weet waar hy is. To be found in him. Hoor julle wat die Gees van die Here sê? Hy wil jy moet hy openbaring kry. Hy wil vir jou wys, hy wil sy heerlikheid aan jou openbaar. Hy sê, kyk hoe mooi is ek. Kyk wie is ek regtig. Kom ek, daai opinie wat jy van my het, wat vals is. As jy die openbaring het van my, gaan jy sê, niks Here kan vergelyk. Paulus sê, is menslike uitskeiding in vergelyking met die glorie om hom te ken. Gaan jy dit besef, en dan gaan jy meer en meer wil in sy teenwoordigheid ingaan, want jy gaan van dit af lewe.
Dis wat hy wil hê, to be found in him. En dis waar hy ons wil hê met sy wederkoms. To be found in him. Hoor julle wat die Gees van die Here sê? Prys sy heilige naam. Nou, vir baie mense sal hierdie nie verstaan nie, want maar 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, as jy nie, hy sê so, the natural man does not accept the depths of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually examined. As jy nie in die gees is nie, kan jy die geestelike goed nie verstaan nie. Vir jou is dit foolishness, ag wat praat sy nou, weet. Maar die oomblik as jy in die gees kom, gaan jy verstaan, gaan jy sien, soos Paulus, hierdie openbaring. Ek voel en ek wil dit net weer 'n keer lees en dan gaan ons bid. Die openingsteks vir Filippense 3 vers 8, hy sê, yes, furthermore, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege, the overwhelming preciousness, the surpassing worth, the supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord, and of progressively becoming more deeply and intimately acquainted with Him, of perceiving and recognizing and understanding Him more fully and clearly. For His sake I've lost everything and consider it all to be mere rubbish, in order that I may win Christ, the Anointed One, and that I may actually be found and known as to be in Him. Gaan besoek bietjie Sagaria 3. Plaas jouself in daai teks. Nee, sien hoe jy na sy toonkamer toe gaan. Here, hier's ek. Was my voete, Here. Vergewe my sondes. Daar waar ek gewandel het, dit wat ek gesê, dit wat ek dalk gedink het, my versondig het. Nee, partykeer dan dink ons goed deur die dag en ons doen goed en ons sê goed, ons wandel deur plekke en dit versondig ons siel. Was my met die bloed, vir my skoon kleed op, nuwe kopstuk, gaan in sy teenwoordigheid in. Sê Here, U sê ek kan met vrymoedigheid U troonkamer betree, om te kom ontvang wat ek nodig het. Here, maar ek vra eers, Here, laat my Vader wat in die hemel is, ek loof en prys U eers. Ek vra U, wys my U heerlikheid, Here, ek wil U leer ken, wie U werklik is. Dan vra ek, Here, ek kom haal wat ek nodig het. En dan bly jy stil voor die Here, dat hy vir jou wys wat hy vir jou wil sê, want hy wil vir jou sê, hy wil altyd praat, hy het altyd iets om te sê. Hy wil, he loads us with benefits, hy het altyd iets om vir jou te gee. In oordaad, daar's altyd iets wat hy vir jou wil gee, maar wees stil in sy teenwoordigheid. Mediteer oor sy woord, wag op die Here, wag op hom. Maar ons wil die dinge maar net so gebeur. Maar dis nie hoe hy is nie, he's the ancient of days. Hy het sy eie tyd. Maar jy moet tyd uitsit, jy moet bereidwillig wees. Hy sê, ek trek jou, soos 'n hen, al kykens onder my vlerk intrek, maar jy moet bereidwillig wees. En kyk wat gaan hy vir jou sê. Kyk wat gaan hy vir jou wys, kyk wat gaan hy vir jou gee. En jy gaan besef, niks kan vergelyk nie, met die soete teenwoordigheid, wat te vinde is, in sy teenwoordigheid nie. Kom ons maak ons oop toe. Here, dankie vir U woord. Here, ek bid dat U sal aanhou praat. Here, al sou ons hier uitstap, Here, dat U in die Gees sal aanhou trek. Here, U wil hê ons moet weet waar U is. Dit was U gebed, Here Jesus. Here, help ons om gehoor te gee, dat alles wat ons nodig het vir hierdie lewe en hierdie lewe verder, tot U kom, is by U, Here Jesus, in U teenwoordigheid. Here, help ons, Here, om daai openbaring te kry. Here, en as ons na U toe kom, Here, wys ons U heerlikheid. Here, want ons niemand soos U nie, Here, dan sal ons ook soos die engele wil sê, heilig, heilig, heilig. Is U en hoe lofwaardig. Here, ek bid, Here, dat U sal praat, soos net U kan. Here, en soos die wat U soek, Here, dat hulle U sal vind, dat hulle so ontmoeting sal hê met U, soos hulle U soek in Jesus naam.
Prys die Here. Amen. Halleluja, sal ek sê, Selah. Wie onthou wat beteken dit? Let's pause. Mag jy in hierdie week wat kom, saam met my oorweging skenk aan die woord wat vanoggend bedien was. Kom ons gaan herbesoek Sagaria 3. Weet jy wat gebeur, nê? As ons nie met 'n oog van waardering na iets kyk nie, dan voel ons onvervuld. Ons voel ons kan beter, ons voel daar moet nog meer, ons voel dat daar is onreg gedoen aan ons. Maar as jy, soos Paulus, kan sê, I am already blessed with every blessing, with every spiritual blessing there is in the heaven. Ek en jy is al reeds geseën met elke geestelike seëning in die hemel. Dis 'n feit, dit is 'n stelling wat ek en jy kan, ons kan met daardie oë daarna kyk en sê, ek kom niks verder kort nie. Ek kan net vandag hier so sit en sê, ek het waardering vir wat Jesus vir my gedoen het. Kom ons kyk met oë van waardering ook na hierdie woord vandag. Want dit is prakties, dis insiggewend, dit gee 'n riglyn vir my en jou, hoe kan ons wandel? Hierdie wêreld en alles wat die duiwel wil hê ek en jy moet raak sien, gaan onvervullend wees. Daar's net altyd meer en meer en meer. Maar wanneer jy in Christus is, dan voel jy het vrede. Die wêreld soek gelukkigheid, happiness. Kinders van God ervaar vrede. Dis twee verskillende goed. Die vrede van die Here, die prins van vrede, wil my en jou hart en sinne bewaar. Kom ons bedink dit, kom ons oorweeg dit. Selah, kom ons vat hierdie week en kom ons kyk met nuwe oë. Amen.